Hartlike goeiemôre al die dierbares van die radioluisteraars. Vir pastoor Kai Bekes met 'n woord van die Here. Baie dankie dat ek met u kan praat vandag. Ek aanvaar dit en beskou dit as een van die grootste voorregte wat ek kan hê op die aarde as 'n mens, om die woord van God te kan oordra aan mense wat ek nie kan sien nie, mense wat ek laat nie ken nie, mense wat nie wie luister nie, maar vertroue dat iemand wel die woord van die Here hoor. Ek wil vir u 'n skrifgie lees in 1 Korintiërs 13, daarvan ons die eerste vers. En die woord van die Here sê daar, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan ek 'n klinkende metaal of luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Mense, dis baie belangrik om dit te kan sien, en te kan verstaan, en te kan lees. Dat daar is baie geheimenisse wat mense al ontdek het, en baie daaroor gepraat, en baie daaroor geskrywe, en dit is belangrik om daai geheimenisse ook te weet. Ek wil dit nie afmaak as net sommer niks nie. Maar weet jy dat, al sou jy al daardie geheimenisse weet, en jy kan tot die oorspronklike tale van die Bybel gaan opspoor, in Grieks of Hebreëus, en die werklike woorde daarvan kan verander en kan beskrywe, en ander vertolkings bring, en jy kan voel, jy ontdek geheimenisse. Dit is wonderlik, en ek wil jy aanspoor om meer te soek, en meer van die woord en die geheimenisse van die Here te kry. Maar wat belangrikste is nie daardie kennis nie, maar die liefde. Hy sê, as iemand die liefde nie het nie, hy het die gawe van profesie, om geheimenisse te weet, en al die kennis, al die geloof, net in die liefde nie, dan sal hy niks wees nie. Al kan hy ook berge verskuif, sal niks wees nie. Dit is nogal iets om te sê, nie, as jy baie mense wat kan profeteer nie, ek praat van ware profesie, as jy baie mense wat werklik die werklike geheimenisse weet, en al die kennis het nie, dan is ook nie baie mense wat berge kan verskuif nie. So die wat het ook nog het, kan jy ook nog vra, het jy die liefde van die Here? Dan vra mense daar die liefde van die Here. Wat is dit nou? Is dit om my vrou lief te hê, my kinders lief te hê, en of die familie lief te hê? Daardie is erosliefde, gewone liefde, vleeslike liefde. Dit is mooi om dit te hê, dit is reg om dit te hê. Ek wil dit aanspoor dat jy mense nog liewer kan kry as ooit van tevore. Maar hy praat eintlik van goddelike liefde. Die goddelike liefde word openbaar in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God die wêreld gehad. Weet jy dat die liefde wat God vir die wêreld gehad het, was toe die wêreld op sy vuilste was. Die sonde die hoogtyd gevier, die duiwel was totaal in beheer, en die mense oorheers, daar was geen hoop meer vir die mense nie. Die duiwel, die woord sê in Jesegiel 28, hy hoogmoedig geword in Jesaja 14 ook, en het homself gelijkgestel aan God, dit het gemaak dat het tot 'n val kom, en het die hele mensdom op daardie tyd van die aarde, sy geskiedenis, agter hom aangelei. Maar God se liefde vir daardie mense, so vuil as wat hulle was, so vol sonde as wat hulle was, so vol ongeregtigheid as wat hulle was, het God die mense lief gehad. So lief, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, uit daardie slawerny van sonde, onder die juk van die heerskappy van die Satan kon uitkom, as hulle hierdie offer, hierdie Jesus, so aanneem as die seun van God, as God se verlossingsoffer, as God se manier om ons vry te koop, uit die mag van die duiwel uit. Maar om daardie liefde bekend te maak, beteken om te sê, goeiemôre my boetie, of my sussie, ek is lief vir jou by die kerk, almal sê ek is lief vir jou, dit is wonderlik. Maar waar lê die liefde? Want daardie liefde wat God het vir die mense, kan uitdra aan 'n verlore gaande wêreld. En dit vind ek in Markus 16, die 16de vers. Kom ek lees vir die 15de vers ook. En hy het hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
Hy wat glo en dat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as iets dodelik drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Die liefde van God word geopenbaar daarin, dat die evangelie van Jesus Christus, die rede waarom God hom gestuur het, die rede is, omdat God die mens lief het, het hy 'n verlosser gestuur. En die evangelie wat ek verkondig is, om daardie boodskap aan die wêreld oor te dra. God is lief vir jou. God is lief vir jou, meneer, mevrou, mejuffrou, jong man, jong dogter, kind, luister vanmôre. Of jy nou die uitvoerende bestuurder van 'n besigheid is, of die eienaar van 'n massiewe groot besigheid is, ongeag. Dit beïnvloed nie God se liefde, jou armoede of jou rykdom nie. God het die mens lief. En hy wil nie dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal tot die kennis van die waarheid moet kom, sodat almal gered kan word. Nou lees ek in die woord van die Here hier in Matteus 7de hoofstuk, wat die Here Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou kan 'n mens vra, wie is die mense wat duiwels uit kan dryf en wat siekes kan gesond maak? Wie is hulle? Is dit nie Christene nie? Waarskynlik ja. Maar hoe kan die Here dan vir hulle sê in daardie dag, sal ek vir hulle sê, ek ken julle waar julle vandaan is nie? Want die Here ken jou net as jy sy liefde het. En daardie liefde is, dat hy wil hê, ek en u moet die wêreld gaan verkondig, al jou vriende, al is hulle in watter toestand van die lewe, of watter plek in die lewe, wie hulle is, ryk of arm, mooi of lelik, of maar, of bietjie meer geset, ongeag. God wil hê, ons moet sy liefde aan daardie mense openbaar. Dit gaan nie oor die siekes gesond maak nie. Dit gaan nie oor die duiwels uitdrywe nie. Want dis die krag van God wat dit doen, is nie die mens nie. Ek het nie die krag om iemand gesond te maak nie. Ek het nie die krag om iemand duiwels uit te dryf nie. Is die krag van die Here. As God my wil gebruik daarvoor, dis wonderlik, dan verlos die Here daai mense. Maar die doel van dit is om God se liefde te openbaar. En die Here wil eintlik hê dat ons moet die evangelie aan die mense verkondig om te sê, meneer of mevrou, my ou vriend of my familie, my oom, my tannie, Jesus het gekom, God het jou so lief gehad, dat hy sy woord laat vlees word het, uit 'n mens geword. Die woord van God, sê Johannes 1. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. In die 14de vers sê, hy het vlees geword en onder ons kom wandel. God het sy woord mens gemaak. Hy het daardie mens laat wandel op die aarde, 30 jaar, die werk gedoen van 'n skrynwerker, sonder sonde, sê die woord, hy was 'n mens net soos ons, maar sonder sonde. Toe hy die dag gedoop is deur Johannes in die Jordaan, toe is daar 'n stem in die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En van daardie dag af was elke duiwel teen Jesus Christus. Mense het valse aanklagte teen hom gebring. Hulle het alles probeer om hom dood te kry. Uiteindelik, op die regte tyd, wat God bepaal het, het God gesê, goed, nou, ek gaan jou stuur in die woestyn in. En hy stuur en gebruik die duiwel om Jezus te gaan versoek, net om seker te maak, daar is nie dalk net ergens 'n klein foutjie in Jesus Christus nie, 'n klein kraakplekkie wat hom kan diskwalifiseer, om sonde vir ons te word nie. Maar toe hy geen fout kry in hom nie, toe sê hy, goed, dis nou, jy het beproef verklaar, jy sonder sonde. Ek gaan jou nou sonde maak, sodat ons die lewe kan kry. Nou sê die woord, hy het hom sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Dis waaroor die evangelie van Jesus Christus gaan. Toe hulle hom geslaan het, dat die bloed hom so swak gemaak het, 'n doringkroon in sy kop ingeslaan met riete. Soveel bloed verloor, hy kon uit sy kruis nie meer dra nie. Hulle het nadat vir Simeon omgekeer langs die pad om te help dra aan die kruis, want sy liggaam is al so verswak van die geweldige bloedverlies. En toe aan die kruishout hang, en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Het God hom sonde gemaak,
die woord van God, sonde gemaak, sodat hy die sonde kon doodmaak in die kruis van Golgotha, sodat elkeen wat in hom glo en hom aanvaar as die zaligmaker, gered kan word en met God se liefde onder die juk van die duiwel kon uitkom, onder die juk van slawerny van die Satan kon uitkom, sodat hy daarin vereer kan word en sy liefde aan ons geopenbaar kan word. Dis hoekom die Here Jesus daar in Matteus 7 hoofstuk sê. Hy sê, ons duiwels uitgedryf en ons het siekes gesond gemaak. Hy sê, man, dit beteken niks nie, dis nie jy wat dit gedoen het nie. Wat jy moes doen, jy moes die evangelie gaan verkondig het, dat Jesus Christus is die saligmaker. Hy is iemand deur God die Vader gestuur was, om die mens met God te kan versoen, deur sy kosbare bloed wat hy gestort het. Dis wat hy moes doen. En dis wat ek moet doen, dis wat u wat vanmorgen aan my luister moet doen. Dis ons verantwoordelikheid. Is u 'n kind van die Here? Dis u verantwoordelikheid. As u nie 'n kind van die Here is, wil ek vanmorgen vir u sê, Jesus het gekom om u te verlos. Jy wat die sonde lewe, jy wat ver van God al lewe. Hy het sy seun gestuur, hy het sy woord seun van God laat word. Hy het hom laat kruisig, hy het die sonde in hom laat doodmaak, sodat elkeen wat hom aanvaar as die zaligmaker, jou sonde ook weggeneem kan word, sodat jy gered kan word, want God soek net vir jou die beste. Hierdie lewe op die aarde is kort, 70 jaar, en is baie sterk as 80, sê die woord, maar daarna is daar 'n ewigheid wat wag, 'n tydlose ewigheid wat nooit einde gaan kry nie. En God se liefde maak vir ons die voorsiening, dat ek en u, en saam met hom, in daardie ewigheid kan lewe, sonder sonde, sonder 'n duiwel, sonder smarte, sonder hartseer, sonder pyn, vir ewig. En God bied dit vir elkeen aan. As jy dit wil vat dit. As jy dit nie wil vat nie, dan wag daar 'n ewige verderf saam met die poel van vuur wat God voorberei het vir die duiwel. En omdat jy hierdie verlosser nie wil aanneem nie, gaan jy saam met daardie duiwel in daardie selfde poel van vuur brand, vir ewig en ewig gepynig word, sonder om ooit weer te stop. Wil ek vanmorgen vir u sê, liewe luisteraar, Jesus het gekom om jou te red. Hy het gekom om jou te verlos. Hy het gekom spesiaal vir jou mens wat op die aarde loop. Wil ek wil nooi vanmorgen, neem hom aan as die zaligmaker, die redder, die heiland. Kan ek vir u bid? Miskien sal jy daar waar jy luister, neem 'n besluit. Ek wil u vra, wil jy nie 'n besluit neem en sê, ek wil vanmorgen 'n besluit neem, ek wil Jesus aanneem as my zaligmaker. Ek sal seker nooit daarvan weet nie, ek sal u dalk nooit ontmoet nie. Jy hoef niks vir my te laat weet, jy het nou reg gemaak nie. As jy dit wil doen, sal ek dit waardeer. Maar as jy dit nie doen nie, is nie 'n probleem nie. Ek doen net die werk van die Here. Maar neem vanmorgen besluit en ek gaan vir u bid. Here, dat mense vanmorgen na die evangelie geluister, wat 'n besluit geneem het, ek wil vrykom van die mag van die duiwel. Ek wil Jesus aanneem as die zaligmaker, as die redder, wat God die Vader gestuur het, om my uit die mag van die Satan uit te kom haal. En hulle wat het geglo is vanmorgen, Here, roep ek krag en genade oor hulle uit. Die woord sê, nou sal die Heilige Gees hulle leer en lei in die hele waarheid. En hy sal hulle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat hulle na die leiding van die Heilige Gees kan wandel, nie die lering van valse predikers nie die lering van mense wat mooi preek, dat meer geld in die plek ingeneem kan word nie, maar mense wat die waarheid preek, dat die evangelie van Jesus verkondig kan word, dat die Heilige Gees mense so lei om u te behaag. Ek roep guns oor elkeen wat vanmorgen besluit geneem het, en ek doen dit deur Jesus u seun, en ek dank u daarvoor. Amen. Die vrede van die Here gaan met u. Geniet die dag, sien u weer volgende week. Prys die Here.